Goeiemôre, ons is hier op Stellenbosch, hier by die Cloud Estates. En by my het ons vanmôre vir Barbara Marie Immelman. Is ek reg? Ja, dis reg. Ons is baie opgewonde om hier te wees. Die rede hoekom ons hier is vanoggend is Cloud Estates is een van ons pragtige borge wat dit vir ons moontlik maak om die woord van die Here uit te dra reg oor Suid-Afrika. En dis lekker om hier te kuier wanneer ons vanmôre so na die berge kyk en so deur alles kyk en so mooi pragtige natuur skoon om ons het, dan ervaar 'n mens net die Here se teenwoordigheid hier. Ek glo die Here is in die natuur en as 'n mens in die natuur ingaan, dan sien jy en jy ervaar en dis asof jy net soveel nader aan die Here is. Nou dis vir my voorreg vir die wat nie vir Barbara Marie ken nie. Sy's 'n baie bekende aktrise wat verskeie rolle en verskeie dinge besig is mee op televisie. En is lekker om te weet dat ons mense, ons aktrises op televisie is kinders van die Here. Dis vir my altyd die wonderlikste. En mense het 'n groot program en jy het baie uitdagings, baie challenges as ek dit so mag sê, in 'n sirkulêre wêreld, kompetisie. En omdat jy kind van die Here is daar ook aanvalle, want die vyand los ons nie. Jy weet, wanneer ons verklaar dat ons kinders van die Here is, dan moet ons weet daar's aanvalle op ons lewe. En daar's aanvalle en die vyand wil keer laat jy uitkom by dit wat God vir jou beplan. En voor ek gaan aanval met die woord, wil ons net so 'n bietjie van haar af hoor. Hoe ervaar sy die wêreld van televisie en die wêreld van movies en flieks en al hierdie lekker dinge? Wel, ek moet vir jou sê, dit is regtig 'n groot blessing as die Here dit vir jou gee, want dit is regtig vir my 'n manier hoe om my Christendom uit te beleef. Ek glo dat die Here vir my opportunity skep, jy weet, om sy woord te kan verkondig. En die industrie is baie moeilik. Kyk, as jy nie 'n vaste fondament het nie in Christus, dan gaan jy maar suffer. En dit is wat vir my so spesiaal is, want ek kan vir die ander artists, as ek dit nou so kan noem, miskien vir hulle net 'n liggie wees, of nie 'n liggie nie, maar net miskien 'n deur my optrede en deur hoe ek lewe, net of miskien vir hulle kan wys, maar Jesus is die antwoord, en jy kan enige ietsie behaal in jou lewe as jy vir hom in jou lewe het. Amen. Dis so wonderlik. Jy weet, ons wil vanmôre 'n psalmpie lees. Hier is soveel mense en ons gaan vir jou bid vandag. En nie net ek nie, almal oor Kruis kyk en almal reg oor Suid-Afrika, en selfs mense oor see wat ingeskakel is by Kruis kyk, al die Suid-Afrikaners by die Christelike kanaal. En ons wil vandag, het ek vir jou woord, en die woord wat ek vir jou het, Barbara Marie, is Psalm 1, waar Dawid sommer inval en hy sê, welgeluksalig is die man of vrou wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, en nie staan in die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters, maar sy behaag in die wet van die Here, en hy of sy oordink die wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Ek wil vir jou sê, die Here wil vanmôre kom en hy het 'n afspraak met mense. Ek glo hier's 'n afspraak vanmôre. Ek glo absoluut in divine appointments. Want die Here sê as ons in sy hande is ons stuur hy ons pad en hy is in beheer. Hy sê in die woord, he's the author and finisher of our faith. Hy skryf ons pad. Sy het vir my vanoggend gesê sy het 'n baie belangrike afspraak wat sy Kaap toe moet gaan, en jy weet, en hier moet ons vanmôre hier aankom en ons moet hulle bedank vir hulle ondersteuning, maar ook glo ek dat dit is 'n geleentheid vanmôre om vir hulle te sê, weet, as jy jou behaag in die Here sit en jou vertroue op hom sit, en ek weet nie wie u van u daar sit wat dalk uitdagings het daar by die huis, en dalk vrees het, dalk bekommernis het, dalk vanmôre sit met ek weet nie, gaan dit nie werk nie, ons het gehoor, sy sê die industrie is maar 'n moeilike saak, maar die woord van die Here sê dat ons hoef geen bekommernis te hê nie. Hy sê, gee jou bekommernis op my. Hy sê, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles sal vir jou bygevoeg word. Ek kan vir u getuig van getuie op getuie waar ons Kruiskyk uitgesaai het, mense wat teruggekom het en wat net gesê het,
Jy weet, ek het daai woord gevat vir my, en ek het besluit, om die Here op sy beloftes te vat. En weet julle, die woord van die Here sê, en dis ook vir my die awesomeste van alles, is die Here het ons lief gehad, toe ons nog lelike mense was. As ek dink aan my eie lewe, ek was 'n ou biker, en ek was in die rowwe wêreld, en na 'n motorfietsongeluk het die Here my lewe heeltemal verander. En van daar af het ek gesien, dat ek is heeltemal 'n ander persoon. Want as die Here in jou lewe inkom, verander hy jou. En waar ek ook al uitkom, in die sirkulêre wêreld, en ek dink dit gebeur dalk met jou baie, waar mense sê, Barbara Marie, jy lyk anderste. Jy weet, wat is daar omtrent jou? Jy weet, toe ek haar sien vanmôre, toe weet ek sommer, hier's iets anders te rondom haar. Jy weet, daar is maar net daai teenwoordigheid van die Here, daai mooiheid van binne af, wat uitskyn na buitekant toe. Kry jy dit dat mense vir jou vra, jy weet, wat is dit rondom jou? Wat is daar iets om jou? Kry jy kans om te getuig, daar waar jy in die sirkulêre wêreld is? Ja, ek probeer met elke geleentheid wat aan my kant toe kom, probeer ek op 'n manier, het sy miskien deur 'n musiek of deur 'n teks met mense deel wat die Here in my lewe beteken. Jy het net nou gesê van miskien is daar mense wat vrees het en wat nie hoop het nie, maar jy weet in Romeine 15 vers 16 is dit weer 'n belofte van God wat sê hy gee vir jou hoop en jy mag hoop in hom hê, en want hy sal voorsien, en ja, dis daai volkomme vertroue dat hy sal voorsien. Amen. Weet julle, wanneer 'n mens kyk na die toetse wat die woord vir ons gee, die woord sê baie plekke dat ons word getoets. Hy sê ons geloof sal deur vuur getoets word. Jy weet, mense dink altyd, wanneer ek die Here aanvaar, is dit 'n moeilike ding. Ag, is 'n maklike ding, jy weet, dit gaan nou net maanskyn en rose wees. Jy weet, dit is nou 'n heerlike pad vorentoe, dit gaan net lekker wees. Ek het mos nou, is dit so? Wat dink jy? As jy vir ouens daar buitekant sê en mense vra vir jou, is dit 'n maklike pad om 'n kind van die Here te wees? Dit daar is verskriklik baie challenges, maar dit is lekker, want jy weet, maak nie saak deur wat jy gaan nie, die Here is saam met jou. Hy loop elke liewe tree saam met jou. En die Bybel sê vir ons, hoorie, ons gaan deur moeilike tye gaan, maar as hy langs jou sy is en jy het volkomme vertroue in hom, dat hy vir jou elke tree gaan dra, dan gaan jy net soveel sterker by die eindresultaat uitkom. En wat ek ook wil sê is dat die Here sal vir jou nie deur 'n moeilike situasie sit as hy weet jy kan dit nie hanteer nie. Dis nie dat hy jou toets nie, maar in sekere mate toets hy jou wel, maar ek glo dat die Here hy soos wat ek sê, hy stap saam met jou hierdie pad, so dit sal nie vir jou te moeilik wees nie. En as jy voel maar jy kan nie meer nie, weet net dat die Here wel vir jou dra in alle omstandighede. Dit klink so pragtig. Weet jy, ek weet vandag sit daar baie mense, Barbara Marie, wat moedeloos is. Mense wat voel, jy weet, die een deur na die ander deur gaan maar net toe. Wel, die industrie is baie moeilik, want dit voel ook baie keer asof die deur op jou toegeslaan word, en jy dink, maar Here, hoekom? Ek het dan so goed voorberei, of ek doen so, weet my werk, of ek gaan vir jou disie, hoekom kry ek dit nie? Maar die Here weet wat sy deur hy vir jou moet oopmaak. Hy sal jou nooit teleurstel nie. Al voel jy, hoor hier, ek wou so graag hierdie gehad het, of ek wil so graag dit hê. Die Here sal vir jou die regte ding gee op die regte tyd. Ek glo dit met my hele hart. Hy weet presies wat jou pad is. Kyk, ons kan ons paaie beplan, maar die Here kies hoe dit gaan verloop. So, ja, dit is moeilik, maar op die einde van die dag, die Here sal voorsien. Amen. Jy weet, 'n mens maak baie keuses in die lewe. Weet, en dan is dit vir my asof ek kom baie keer agter dat mense maak 'n keuse sonder dat hulle God ken daarin. En wanneer hulle alles probeer het, dan skakel hulle in jou en sê hulle vir jou, pastoor, weet jy, ek het nou alles probeer, al wat ek nou nog kan doen is om te bid. En ek voel 'n mens vat so ver mis, want is dit nie tog wat Psalm 1 sê vanmôre, soek eers die koninkryk, welsalig is hy wat sy boom by waterstrome sit nie. Is dit nie belangrik dat 'n ou altyd sal eerste na God toe gaan, as om self te probeer en self jou dinge te doen, en as dit nie werk nie, dan na God toe te gaan, of as jy sien die deure gaan nie oop nie,
Hoe belangrik is dit vir jou om eers God te ken in elke saak? Ken jy hom net in sekere sake, of is dit vir jou belangrik om, soos wat jy vandag Kaap toe gaan vir hierdie belangrike afsprake, is dit vir jou belangrik om stilte tyd te hou, om God se wil te vra vir hierdie saak? Hoe doen jy dit? Dit is baie belangrik. Dit is baie belangrik om vir alle groot besluit in jou lewe eers na hom toe te gaan, maar as jy nie vir Christus ken nie, is dit baie moeilik om eers na hom toe te gaan, want jy ken nie die voordele en die blessings wat hy vir jou gaan gee nie. Ons is tog maar menslik, so ons hardloop na boeke en ons hardloop na mense en ons hardloop na allerlei dinge om vir ons die antwoorde te gee, maar as jy regtig vir Jesus ken, jy kan stil word en ek wil hom sê, God, I don't know now. Jy moet nou vir my intree, want ek weet nou nie meer nie. Ek is raad op, maar dit is wat so lekker is van genade, want hy sê vir ons, hoor hier, maak nie saak waardeur jy gaan nie, maak nie saak wat se besluite jy moet neem nie, kom sit net stil voor my, en ek gaan vir jou rus gee. Amen. So dis baie belangrik, en ek stem saam wat jy sê, dis belangrik jy eers vanmôre moet seker maak, jy het God aangeneem. Ek hoor wat jy sê vanoggend, dit is so belangrik, mens mis dit baie keer, want ek meen ons is pastore, nie maar baie keer van selfsprekend aan jy is gered, maar ek dink daar's tog mense wat daar sit vandag wat sê, maar ek het nog eers die Here aangeneem nie. En dit is, maar jy kan hom aanneem, maar jy kan hom ook nie ken nie. Ek bedoel, dis belangrik dat jy regtig 'n verhouding, 'n regte intieme verhouding met hom kweek, want dit is waar jy daai joy gaan kry, en hoe meer jy vir hom ken, hoe meer gaan jy ook vir ander kan gee. Soos wat die Bybel ook sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So as jy vir hom beter leer ken en vir hom in jou lewe het as jou fondament, as jou antwoord, as jou raadgewer, as jou troosting, alles. Ek dink van binnekant af kan jy dan net borrel en net sy naam groot maak. Amen. So is baie meer net as 'n godsdienstige bekering. Dis baie meer, soos ek jou verstaan vanmôre uit jou hart uit, dis 'n absolute ommeswaai in jou lewe. Dis 'n verhouding, dis 'n bekering wat sê die ou mens sterf af. Ek sit myself eenkant en ek besluit, ek maak 'n keuse. 'n Keuse om vir God te lewe, 'n keuse om vir hom te sê, Here, ek was in beheer. En toe ek in beheer was dit 'n gemors. Ja, nee, absoluut. En net om te sê, jy weet, I give up. Ek gee my hele lewe en alles wat ek het en alles wat ek is, gee ek so aan U oor, want hy is tog die grootste en hy weet wat die beste is vir jou. So dit is so 'n lekker gevoel om te hê, om te weet, jy hoef nie meer te worry nie. Want hy is soveel groter as wat jy ooit kan dink. And he is in control. Amen. Hy is so in beheer, en ek dink wat 'n ou moet besef is, Dawid sê ook, hy sê, nou dat ons so na die berge kyk, hy sê, al gaan ek na die hoogste bergtoppie toe, U is daar. Ja. Al gaan ek in die diepste waters, in die diepste see in, U is daar. Waar kan ek van U af wegvlug? En so, 3 goed is vir my baie awesome, nou dat ons daaroor praat. En die eerste ding is, God is alomteenwoordig. En nommer 2 is, God is alwetend, hy ken jou. Selfs jou diepste geheime, jou diepste bekommernisse, ken God. En wat is die lekkerste om na hom toe te gaan? En dan die laaste ene is, vir hom is niks onmoontlik nie. Hy sê, all things are possible for those who believe. So, ek dink as ons dit uitlig vanmôre, gaan dit oor, ek moet 'n keuse maak, maar radikale keuse. Dis nie net 'n keuse van, ek gaan kerk toe om my gewete te sis nie, dis 'n keuse van, ek kies om vir God te lewe. Jy weet ek sê altyd in die ou tradisies, het ons geleer om 'n 10de van jou tyd en 'n 10de, maar God het sy alles kom gee. En hy wil alles van my en jou hê. En die sukses, en so as ek jou reg verstaan vanmôre, is die sukses van jou lewe 'n verhouding met God. Ja, absoluut. Dit is, en jy kan, jy kry soveel plesier en soveel, soos ek sê, jy kry soveel blessings daaruit, as jy regtig net na hom luister en sy wil doen. Ek dink almal van ons het 'n groot vraag vir julle, hoe sê ons julle grant mense, julle aktrises en daai ouens wat ons so op die kassie sien. Nou ek sou self op die kassie, maar ek's nog nie so grant nie. Die groot vraag is,
en ek dink wat ek jou wil vra vanmôre en wat baie ons jou sal vra as ons die geleentheid kry om met julle te gesels is hoe hanteer jy teleurstellings? As ek jou soms so vinnig uit die face uit moet vra, hoe hanteer jy dit wanneer jy wel vir die Here vra, Here ek wil so graag hierdie rol hê, ek weet dis vir my, en jy sit jou hele hart daarop en jy kry nie daai rol nie. Hoe hanteer jy dit as kind van die Here? Wel, dit het al met my gebeur. Ek was vreeslik ontstel toe ek het so my hart gesit op hierdie een rol en ek het vir die Here gesê, "Oeg, maar dit is wonderlik, dit pas so by my en is perfek en dit gaan so lekker wees." En toe kry ek dit nie op nommer 99 toe kry ek dit nie. En bottom line eintlik as ek so in Engels kan sê is ek sien nie die groter prentjie nie, maar die Here het die groter prentjie gesien. Hy het presies geweet hoe gaan hierdie film werk of gaan dit suksesvol wees of nie. So alhoewel ek ongelukkig was en ek het vir hom gesê, Here, maar ek verstaan nie hoekom nie. Omtrent 'n jaar daarna of 'n jaar en 'n half toe gee hy vir my die antwoord. Toe verstaan ek hoekom het hy dit nie vir my gegee nie. So hy sien die prentjie. Maar die teleurstellings is maar moeilik, maar weer eens as jy 'n verhouding het met hom en jy kan hom toe gaan enige tyd en jy kan vir hom sê, you know, ek het so hard gewerk of I felt I deserved it. Die Here weet wat jy deserve en die Here weet wat jy nodig het. Hy ken jou behoeftes, hy ken jou hart en hy sal vir jou die regte ding gee op die regte tyd. Maar maak jy jou hartsbegeerte vir God bekend? Verseker. Ek deel alles met hom. Van my grootste geheime tot my grootste hartseer. Dit is wat so lekker is om 'n verhouding met hom te hê, want jy kan alles met hom deel. Jy kan vir hom sê, ek gaan nou regtig deur 'n tawwe tyd. En jy kan ook kwaad raak vir hom, because soos my man altyd sê, God is big enough to handle it. So jy kan vir hom sê, hoor hier, Here, kom nou asseblief. Jy weet, you know, get part of the program of jy weet, kom neem deel aan hierdie game want ek kan nie alleen speel nie. So jy kan hom toe gaan en vir hom sê, asseblief Here, help my, because he's always available and he will always help us. Jy weet, ek glo, dis hy sê nou wonderlike ding hier vanmôre, en dit is dat 'n ou mag na die Here toe gaan, en jy mag gaan stoei. Ons kyk na Jakob, wat deernag deur met die engel gestoei het en gesê het, ek sal nie laat los as u my nie seën nie. En die Here kom en hy sê in sy woord, hy sê challenge my op my woord. En ons het nou die naweek 'n bietjie bedien daar by ons gemeente en ek het vir die ouens gesê, as twee goed wat belangrik is, moenie vir mense kwaad raak nie, raak vir die duiwel kwaad. Gaan doen daai spiritual warfare. En as jy daai spiritual warfare klaar gedoen het, dan gaan jy na die Here toe en dan gaan stoei jy met hom. En dan vat jy, want as mens daar 'n glo, hy challenge ons. Ek dink is vir God die lekkerste ding as ons na hom toe gaan met 'n skrif en sê, maar Here, hier's die beloftes. Om te wag op die Here is nie 'n passiewe ding nie. Want hy sê hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy sal hardloop. Hy sal opstyg. Kyk, 'n arend het 'n effort om op te styg. Jy weet, so ons moet daai geloof vat en ons moet hardloop. Dis nie terugsit nie. Dis gaan en gaan vat jou beloftes. Ek voel baie kere ou sit so tussen die woestyn en die beloofde land. En ons moet hom net gaan in besit neem. En ons moet gaan nie net glo nie, want die duiwels glo ook en hulle sit en hulle beef. Maar ons moet regtig aggressive vat. Jy weet. En dit laat my dadelik dink aan Abraham toe hy sy seun Isak moes gaan offer het. Die Here het sy geloof getoets. En op die einde van die dag op nommer 99 ook. Toe sê hy, weet jy, Abraham, jy is so gehoorsaam en ek gaan vir jou jy weet die bok gee in plaas van jou om jou seun te offer. Die Here toets ons geloof. Telke male. Maar hy, soos wat ek sê, jy raak sterker daardeur as jy daar uitkom en dan besef jy net weer eens God is good because he's going to be with me every step of the way. Ja, sy sê dit so mooi. Ja, liewe kykers, dit is so wonderlik vanmôre om te weet dat God is daar. Hy sal ons vat, ons het 'n pad, hy het vir ons 'n paadjie uitgelê. Jy weet, dis maklik om saam met die wêreld te gaan. Die breë pad, die woord sê die maklike pad is die breë pad en is die pad wat lei na verderf. Maar daar is 'n smal paadjie en dis 'n paadjie wat ons besluit om, maar dis 'n lekker pad.
Ek laat niemand my vertel dat as ouens wie sê, hey, as ek moet God aanneem, dan moet ek nou dit los en dit los. Ek het gehoor van 'n ou wat 60 jaar oud is. Hy het altyd gesê hy sal op 60 sal hy sy hart vir die Here gee. En hierdie ou het gedoen en hy het gejol en hy het dinge gaan doen en hy het uitgegaan alles wat hy kon doen en toe op 60 toe gee hy sy hart vir die Here. En hy kom radikaal tot bekering. En die woorde wat hy gesê het toe iemand van hom vra, hoe voel jy daaroor? Toe sê hy vir hulle, ek is so spyt. Ek het nie al op 16 my hart vir die Here gegee nie. Want die mooiste deel in die lewe het ek gemis. En weet ek wil vir julle sê vanmôre, ek hoor hier 'n mooi deel. Die Here sê Martha, jy is so besig met so baie goed, maar Maria het die goeie deel gekies. En daai deel ervaar ek vanmôre hier by jou dat jy die goeie deel kies. En ons wil vanmôre gaan ons vir haar bid en ons gaan die Here vra dat hy saam met haar sal gaan. Want dit is 'n divine appointment vanoggend. Ons is hier, hulle is ons ondersteuners, hulle ondersteun ons program. Die terugvoering van ons kykers is fenomenaal. En ek wil u vra, kykers, stuur vir ons 'n SMS wat u van hierdie program dink. Lyk my ons gaan moet 'n pos aanbied hierso in Lig en Lewe. Ja, asseblief, dit sal lekker wees. Sy praat so mooi, ons gaan haar meer moet gebruik op ons program. Enige tyd. Want ek glo vanmôre is baie mense aangeraak deur hierdie program. En dis vrae wat mense het. Ons wil vir jou sê baie sterkte vorentoe met jou loopbaan. Baie dankie. En ons weet en met daai gesindheid is jy soos 'n boompie wat geplant is by waterstrome. En ons weet vanmôre, profeties wil ek oor jou uitspreek, die Here sal sy deure vir jou oopmaak wat moet. En dit wat hy vir jou het jy nog nie eens aangedink nie. Dis dit wat God vir jou beplan, vir jou en jou man en daar's ou klein babietjie as ek reg is. Ja, daar is Max, hy's 9 maande. 9 maande, eerste enetjie. Eerste ene. Amen. Ek wil net graag hê, kom ons daarby sit, steek dit die hande uit na toe reg oor Suid-Afrika en oor die wêreld. Kom ons steek ons hande daartoe uit en ons gaan God se seën oor haar afvra en afbid vanmôre. En ons wil vanmôre net vra dat die Here haar sal bless en die deure vir haar sal oopmaak vanmôre. Vader, ons sê vir U dankie dat U so 'n wonderlike God is. Here, U het ons die reg gegee om U Abba Vader te noem. Here, ek bid vanmôre, Here, vir Barbara Marie. Here, dat U hierdie plek, hierdie Cloud Estate sal seën wat ons so wonderlik ondersteun. Here, ons bid vanmôre ook vir haar, Here, vir haar ou babietjie en vir haar man en hulle gesin en hulle loopbaan, Here. Vader, ons bid dat U seën oor hulle sal rus. Ons wil Jabes se gebed oor hulle afbid. Here, dat U hulle grondgebied sal verbreed, dat U hulle ryklik sal seën, Here, dat U hulle beskerm en bewaar. En ek bid, Here, dat die drome wat sy het vanmôre in vervulling sal kom, elke detail daarvan. Want Here, haar oë en haar vertroue is nie op haarself nie, maar op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. Amen. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Sing out. Let